Hallo julle, ek is Humar en ek gaan vandag vir julle my getuienis lewer. Ons moes Vrydag aand almal ons getuienis lewer en my net toe begin met ek het tot 'n kort rukkie eintlik nie geweet wat ek gaan sê nie. En om presies te wees, dit was Vrydagmiddag. Maar dit was nie omdat daar niks was om te sê nie. Dit was omdat daar soveel was om voor dankbaar te wees dat ek nie geweet het wat om te kies om te sê nie. Dit het my laat dink aan die liedjie wat gaan A Million Little Miracles. En dis presies hoe ek gevoel het. God het soveel keer in my lewe gewys dat hy werklik leef. Hy het geweet van elke klein wonderwerk in my lewe, selfs die wat ek miskien nie van geweet het nie. Soos ek hier staan vandag, kan ek met sekerheid sê ek is self 'n wonderwerk. Ek was verlede jaar in 'n ernstige motorfietsongeluk. Ek het 2 wervels in my nek gebreek, 2 in my rug, my sleutelbeen in 5 plekke en ribbes gekraak. Ek was seer, ek was kwaad, ek was verward. Kwaad vir God, want ek het gewonder, hoekom nou? Ek het nie verstaan nie, want alles wat ek beplan het, het skielik stil gestaan. Ek het gevoel asof my hele lewe in een oomblik verander het. Te midde van daardie pyn het iets begin gebeur. Iets wat ek eers later besef het. Terwyl ek gelê en herstel het die Here my herinner aan Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daardie vers het my elke dag deurgedra. Elke asem wat ek geneem het, was 'n herinnering dat ek nog leef en dat God my nie verlaat het nie. My herstel was nie maklik nie. Daar was dae van pyn, dae van frustrasie en dae waar ek gewonder het of ek ooit weer dieselfde sou wees. Maar deur alles het ek besien goed hoe stadig deur alles het ek begin sien hoe God stadig alles stukkie vir stukkie weer heel maak. Ek het besef dat ek voor die ongeluk al hoe verder van God af begin wegdryf het. Ek was besig met my eie planne en my eie drome. Maar toe lê ek daar, weerloos gebreek. En dis toe laat hy my terugbring. Hy het my nie net fisies genees nie, maar hy het my ook geestelik genees. Ek het sy genade op 'n manier ervaar wat ek nooit sou kan verduidelik nie. Elke klein stap van herstel was 'n wonderwerk. Van die dag wat ek weer kon loop tot die dag wat ek weer kon fietsry. Ek het elke keer geweet, dis nie ek nie, dit is God. Vandag kan ek alles weer normaal doen. Ek kan weer fietsry, ek kan my lewe voluit leef. Maar nou weet ek, my lewe behoort aan hom. Hy het my uit 'n donker, onseker plek van moedeloosheid gehaal. En hy het my 'n nuwe doel vir lewe gegee. Daar was tye wat selfs my ouers nie geweet het of ek dit sou maak nie. Maar ek het. En elke keer het God my deurgedra. Deur die krag van gebed, deur sy genade en deur sy liefde. As ek vandag hier staan, weet ek hy het groot planne vir my lewe. En ek glo dat hy alles, selfs die moeilike tye, sou gebruik om my te slyp om voor te berei vir die pad wat voor lê. Ek glo dat my storie nie net myne is nie. Dit is 'n getuigskrif van sy goedheid, sy trou en van sy krag. Daarom wil ek vandag sê ek gee elke eer aan hom, my verlosser, my redder, my Vader. Dankie Here vir u eindelose genade, vir u planne, vir elke dag wat u my laat asemhaal. En as jy vandag hier sit en jy voel stikkend of verlore, wil ek vir jou sê, selfs al roep jy hom met 'n halwe asem, hoor hy jou. Hy sal jou kom uithaal, hy sal jou aanraak en hy sal jou weer laat leef. Dankie. Môre aan almal wat vanoggend hier voor my sit. Vanaf ek my oë oopgemaak het, het ek die Here aanbid. Elke Sondag in die kerk, elke dag Bybel gelees en gebid. Want dis mos wat jy laat groei. Ek was gemaklik. Skool was maklik, om vriende te maak was maklik. Samelewing was maklik. En die lys kan aangaan. Toe ek hoërskool toe gaan in Bethlehem, was ek in 'n wildvreemde skool, stoksiel alleen. Geen vriende, geen familie naby my nie. Ek dink dit gaan soos 'n droom wees, want tot en met toe was my lewe soos 'n droom. Geen probleme, alles was altyd so maklik. Maar toe ek begin met hoërskool, kon ek nie meer verkeerd gewees het nie. Ek het gesukkel om vriende te maak en om in te pas. En dis alwaaroor tieners se lewe gaan. En toe dink ek, dis oukei, want ek het nog my familie. Maar hulle was ver. Toe sê ek vir myself, Hailey, dis oukei. Skool is in elk geval net daar om hard te leer, sodat jy goeie punte kry en eendag na 'n goeie universiteit toe kan gaan. Maar toe ek my eerste rapport terugkry, was akademie duidelik nie waarop ek gefokus het nie.
Ek was ongelukkig. Ek het heeltemal 'n wanpersepsie gehad oor die hoërskool gaan wees. Alles wat ek gedink het gaan so maklik wees, was so moeilik. Sport was moeilik, akademie was moeilik. Vriende was moeilik. Ek het nie regtig geweet wat om te doen nie. Toe word ek vriende met die verkeerde groepie mense wat my totaal en al op die verkeerde pad gelei het. Ek het 'n paar slegte gewoontes opgetel en toe kom die fase in van gee nie om nie. Hailey, hoekom lyk jou punte so swak? Ek weet nie, maar ek gee nie om oor hulle nie. Hoekom bank jy skool? Want ek gee nie om nie. Hoekom luister jy nie vir ons nie? Want ek gee nie om nie. Hailey, hoekom het jy so verander? Want ek gee nie meer om nie. En hoekom sou ek? Ek het in my oor daardie tyd cool vriende gehad en dit is al wat ek gekort het. Familie was nog daar, maar natuurlik het hulle my probeer help. Maar ag, wat weet hulle mos nou? Ek is mos 15 en ek is slimmer as hulle en obviously weet ek meer. Ek het gedink ek was gelukkig, maar iets het nie reg gevoel binne my nie. Toe kom ek eers agter. Ek het so hard probeer om my eie lewe te beheer dat ek heeltemal die Here uitgesny het. Ek was gelukkig aan die buitekant, maar moedeloos aan die binnekant. Toe begin ek weer Bybel te lees en te bid, maar nie veel het verander nie. Ek was verlore. Ek het nie geweet hoekom ek nog steeds so leeg voel nie. En ek sit toe op my bed, besig op my foon en ek gaan kyk toe op my YouVersion app. Toe verskyn die volgende vers. Jesaja 45 vers 22. Kom na my toe dat jy gered kan word. Almal op die aarde, want ek is God. Daar is geen ander nie. Ek het so gefokus op hom in te pas en om part van iets te wees, dat ek heeltemal vergeet het dat God in beheer is. Toe kom ek eers agter dat ek myself moet oopmaak vir die Here, sodat hy kan oorneem, en dit is presies wat ek gedoen het. In 2023 het ek besluit om my hart vir die Here te gee. Ek het alle negatiewe dinge uit my lewe gesny en myself vir die Here gegee. En ek gaan nie lieg nie, dit was nie altyd maklik nie. Partykeer het ek weer so 'n bietjie van die pad af verdwaal, maar elke struikelblok in my lewe het my nader aan die Here gebring. Nou het my lewe 'n 180 grade draai gemaak. Vandag is ek 'n godvreesende meisie wat al my suksesse aan die Here toeken, met 'n wonderlike familie en fantastiese vriende. En ek leef met die volgende vers in my hart. Spreuke 31 vers 25. Sy is geklee in sterkte en waardigheid en sy lag sonder vrees van die toekoms. Dankie. Asai, dankie Hailey en Jomar vir julle getuienisse en julle vrymoedigheid om dit vanoggend hier voor baie mense te deel. Dit raak regtig ons aan. Ek is ook eintlik vanoggend hier om ook te getuig en ek is deel van die getuienis. Want ek gaan ook deel hoe die Here met my gewerk het in my lewe en ook hierdie laaste 2 weke. Want 'n getuienis is nie net 'n eenmalige ding nie, want ons storie gaan aan. En dis hoekom die Here vra ook van ons om te getuig. Want daar is altyd krag en waarheid in dit. So ons is besig met 'n reeks wat gaan oor, nou moet ek net hierdie ding aankry. Wat gaan oor gebed. Ons is nou in die 3de week en vandag gaan ons ook bietjie kyk na die Onse Vader. Ek dink iets wat net vir my baie belangrik is om te verstaan rondom gebed is 'n manier hoe ons kommunikeer met die Vader. So ek sit die volgende op die bord en is eintlik vir my so kragtig. Sonder gebed kan daar nie kommunikasie wees nie. En sonder kommunikasie kan daar nie 'n verhouding wees nie. En ons wil graag 'n verhouding hier met die Vader hê. Maar dit is belangrik om te kommunikeer. En dis nou 'n preek heeltemal op sy eie, maar wanneer ons gaan kyk na gebed, moet ons verstaan dat gebed gaan nie net oor om te praat nie, maar dit gaan ook om te luister. Omdat in 'n verhouding bestaan uit 2, nie net uit 1 nie. So dis belangrik om te onthou om te kommunikeer. Ek dink ons baie van ons in ons lewens voel dalk dat ons verhouding met die Here is nie reg nie. Miskien gaan jy 'n hele week deur en jy
jy was te besig en jy kon nie eens by die Here uitkom om net te sê, Here, gee my vandag krag nie. En dan aan die einde van die week, dan besef jy, yes, maar ek het nie een keer eers met die Vader gepraat nie. Dis hoekom jou verhouding dalk op 'n slegte plek is, want daar word nie gekommunikeer nie. So in hierdie Onse Vader reis, ek het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek moet preek oor gebed. So ek het gebid en vir die Here gevra, waaroor praat mens as mens bid? En die Here het my so op 'n reis gevat en het vir my gesê, ek gaan jou wys, wees geduldig. En ons was laas naweek op 'n kamp gewees in Parys met die finalejaars, baie geseënde tyd. En die laaste oggend, die Sondagoggend, het ons so 'n bietjie gaan stap en ons gaan sit toe daar langs die rivier en ons kyk oor die water uit en ons luister toe 'n Engelse lied. Die lied se naam is The Lord's Prayer. Nou ons gaan later ook luister na die lied en dit was so 'n spesiale oomblik en jy luister die woorde en toe ons daar klaar, toe staan ons almal saam op en ons hou hande vas en ons bid toe saam met Onse Vader. En toe ons daar wegstap, sê ek vir Laries, ek sê vir haar, ek weet waar ek gaan preek. Sy vra vir my wat? Ek sê vir haar die Onse Vader en sy sê dis perfek, want is gebed. So nou weet ek dat ek gaan praat oor die Onse Vader en ek gaan na die Here toe. Ek vra vir die Here, Here, nou wat nou? Waar preek mens? Ek het 'n onderwerp en die Here, ek ervaar die Here wys vir my bid net die Onse Vader en ek bid die Onse Vader. En ek gaan terug na die Here toe. Ek sê, Here, okay, ek het hom gebid. Wat nou? En die Here wys weer vir my bid die Onse Vader. Bid die Onse Vader. Nou is dit al Woensdag hierdie week. Ek sê, Here, die tyd kom nou naby. Waaroor moet mens praat as dit kom by die Onse Vader? En die Here is net weer bid die Onse Vader. Ek sê vir Larry daai aand, ek sê vir ek weet nie of verstaan die Here my reg gee. Want ek wil nie allerhande preke gaan luister nie, ek wil regtig uit en uit afhanklik wees van die Heilige Gees. Maar die Here sê heeltyd vir my bid die Onse Vader. So ek weet nie. En nou kom die volgende dag, die donderdag. Nou sien ek vir Dominee Piet en vir Dominee Leroy. Hulle vra vir my, waar preek jy? Ek sê, nee, ek weet waar ek preek, ek weet nog net nie 'n boodskap nie. So ek weet nie, dit voel vir my op 'n manier of die Here my nie reg verstaan nie. Ek kan nou 'n ander voorbeeld ook gebruik, ek dink ek moet dit gebruik. Ek het 'n ruk terug, is omtrent so 2 jaar terug. Jy weet mos, mense het altyd daai sekere gebed wat jy elke liewe dag bid. En die gebed het gegaan oor, Here, sit 'n wag of 'n wagter op die plaas. By my, sommer by my oupa se huis, daarso by my pa se huis. Net sit 'n wagter daar, nie net fisies vir beskerming nie, maar ook geestelik. En dit was ook 'n spesifieke tyd gewees wat ons regtig ervaar het, ons het die Here se hulp nodig. Ons kort wagters. So dis wat gebid was. En die een oggend ry ek so en ek ry net so daar verby my pa se huis en daar links, net so links van sy stoep, sien ek iets. Maar ek skrik my asem weg. My oë is so groot oop. Daar sit so groot boerboel mannetjie en hy sit net daar. Hierdie is die buurman se hond wat weggeloop het vir een of ander rede. Dit gebeur nie sommer nie. En dis nie net die een dag wat dit gebeur het nie, so gebeur dit die tweede dag, die derde dag, en ek snap. Ek snap wat nou aangaan. Hierdie boerboel mannetjie se naam is Wagter. Ek moes na die Here toe gegaan het en vir hom gesê het, Here, toe ek vra vir 'n wagter, het ek meer gedink 'n engel, maar 'n boerboel mannetjie kan ook werk. En toe moes ek nou nog na die buurman toe gaan en ook om verskoning vra omdat sy hond weggeloop, want is my skuld, omdat ek die hond wegbid. Ek swat so, maar dit het regtig gebeur, ek het nie met die buurman gaan praat nie.
maar dit het regtig gebeur met die wagter. So ons sien eintlik twee dinge daar. Eerste ding, die Here hoor gebede. En die tweede ding is hy het 'n sin vir humor. So wanneer ons gaan kyk na hierdie Onse Vader gebed, ons lees dit op twee plekke. Die eerste plek is Matteus 6 en die tweede plek is Lukas 11. Nou dit is baie belangrik om te weet dat hierdie is twee verskillende geleenthede gewees en hierdie was twee verskillende onderrig doeleindes. Matteus het dit opgeteken toe Jesus op die berg was. Hy het daarso 'n preek gedoen oor vas en gebed en hy het daar uit sy eie uit gesê, maar kom ons gaan kyk na gebed. Dis hoe jy moet bid. Dit moet jy nie sê of dit moet jy nie doen nie. Dit is die manier hoe jy moet bid. En daar was duisende mense. In Lukas het Jesus gebid, dit was op 'n heeltemal ander plek en Lukas se disippels het na hom toe gegaan. Jesus se disippels het na Jesus toe gegaan nadat hy gebid het en hulle het gesê, Here, leer ons bid. Maar kom ons gaan kyk eers na die eerste een, waar Jesus op hierdie berg was en toe hy gepreek het. Dis in Matteus 6. Ons lees hom van vers 5 tot 8. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die hele mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Vers 7, en as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jou Vader weet wat julle nodig het nog voor julle hom vra. Iets wat ek wou dit eintlik bygesit het, maar ek sien ons het dit nie bygesit nie. Iets wat vir my baie interessant is, van vers 5 af sal jy sien, en wanneer jy bid, en dan sê hy vir die mense dat hulle moenie op hierdie hoeke van hierdie strate staan waar almal jou kan sien nie. En dan gaan hy aan in vers 6 en dan sê hy, maar wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot die Vader wat jy nie kan sien nie. En dan die derde ding, dan sê hy, en as jy bid, moenie ydelle herhaling van woorde gebruik nie. En dan die vierde ding is, omdat die Vader klaar weet, wat jy gaan vra, nog voordat jy dit vra. En toe Jesus hierdie vir die mense gesê het, het hy geweet, hy gee nou vir hulle opdragte, so hy het die eerste keer gesê, maar wanneer jy bid, moet jy nie dit doen nie. En toe sê hy die tweede keer, maar wanneer jy bid, moet jy dit doen. En toe die derde keer, toe sê hy, as jy bid, so ek dink daar was toe baie mense wat toe nog geluister het, want toe gaan dit nie meer oor wanneer, maar nou want as jy bid. En dan die laaste ene, want dit wat jy vra, die Vader weet klaar. Ek wil nie baie fokus op dit nie, ek wil net vinnig ietsie noem. Ek dink ons in gebed wil gewoonlik 'n leier van 'n groepsessie wees wanneer ons bid. Jy wil gesien word, jy wil gehoor word deur ander mense hoe jy bid, en dis spesifiek hoe Jesus sê ons nie moet bid nie. Die tweede ding is jou binnekamer sluit. Nou as ek dink aan binnekamer, dis net in die 53 vertaling, dis die binnekamer. Die eerste oomblik toe ek dit lees, het ek gedink, dis eintlik binne jouself. Maar in 'n fisiese huis is daar 'n sekere kamer waar jy alleen is, dis waar jy alleen gaan, en dan sê hy, sluit die deur. En die rede hoekom jy moet sluit, is want dis privaat. Iemand moet nie net kan inkom nie, want daai is 'n intieme oomblik, wat jy en die Vader by mekaar het. En dan die derde een, moenie herhaling van woorde gebruik nie. Ek dink ons as mens, ek sal nie sê ons as Christene nie, want dis menslik, dis nie Christelik nie, is
nogal geneig om ons woorde te herhaal wanneer ons in gesprekke kom, want jy is gewoonlik bang die persoon het jou nie die eerste keer gehoor nie. En dit werk in gebed ook so. Miskien bid ek nou vir oggend, Here, dankie vir hierdie dag. Ek wil asseblief vir U vra, help my dat ek nie my woorde vergeet nie. Hou my veilig op die pad, beskerm my deur die dag. Maar Here, asseblief help my dat ek nie my woorde vergeet nie. En dan bid jy weer verder en dan weer eens, want jy is altyd bang die Here het jou nie die eerste keer gehoor nie. En ek dink ons gebruik hier herhaling van woorde. En hy sê juis moet dit nie doen nie. Dan gaan ons kyk net in Lukas 11 vers 1 tot 4. Dis nou waar Jesus saam sy disippels is. En hulle kom toe en hulle sê, Meester of Here, leer ons bid. Ons weet nie hoe om te bid nie. En Jesus het daar vir hulle 'n gebed gegee. Julle sal sien die gebed, die Onse Vader gebed in Lukas 11 is heel wat korter. So dit wys ook weer eens vir ons, daar is 2 verskillende geleenthede gewees, want die gebed lyk ook nie dieselfde nie. Hy het dieselfde patroon, maar dit is nie dieselfde nie. So daar is 'n formule gebed, as mens dit so kan stel, want ek dink Jesus het dit 'n paar keer ook gebid. Dis net 2 keer opgeteken. So nou gaan ons kyk na hierdie Onse Vader gebed. Matteus 6 vers 9 tot 13. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. So wanneer ons gaan kyk na hierdie Onse Vader gebed, julle sal sien die eerste 3 dele van die Onse Vader gebed gaan oor God en die volgende 3 gaan oor ons as mens. Eerste deel, laat U naam, laat U koninkryk, tweede deel. Derde een, laat U wil geskied. En dan gaan ons oor, gee ons daai brood. Vergeef ons skulde en lei ons nie in versoeking nie. Die volgende deel is vir my so goed. Ek gaan hom op die bord sit. Jesus het nie net hierdie Onse Vader gebed geleer nie. Jesus het dit geleef. Die Onse Vader gebed is nie net iets wat Jesus geleer het nie. Dit is iets wat hy geleef het. So wat ons gaan doen is, ons vat hierdie getuienis wat al die finalejaars het, hierdie wat Jesus in hulle lewe kom doen het, en ons vat hierdie reeks met gebed, en ons bring hulle bymekaar, en ons gaan kyk hoe Jesus in hierdie Onse Vader gebed inpas. Die eerste deel is nou net so 'n bietjie uitgesny. Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. So dis die eerste deel van hierdie gebed. Jesus het 'n baie noue verhouding met sy Vader gehad. 'n Paar keer lees ons waar Jesus vir sy disippels sê, ek gaan myself nou afsonder, ek gaan bid tot die Vader in die hemel. En hy het homself afgesonder, weg van almal af. Ons lees ook in Markus dat Jesus die woorde gebruik, Abba Vader. Abba Vader. Dit gaan oor die Vader se naam, dit gaan nie oor sy naam nie. En dan lees ons ook in Johannes 17, waar Jesus vir sy pa gesê het, vir sy Vader in die hemel, ek het U naam bekend gemaak, want is laat U naam geheilig word. So hy het die Vader se naam hier op aarde bekend gemaak. Deur die pyn, deur die lyding, deur die moeilike tyd, het Jesus nog steeds gesê, maar dit gaan oor my Vader, en ek gee alle eer aan hom. Ons gaan kyk na die tweede deel. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op aarde. As ek dink aan koninkryk, dink ek aan hierdie paleis, hierdie mooi plek
jy weet 'n koninkryk en ek dink aan daar moet 'n koning wees en hulle praat spesifiek, ons lees spesifiek waar hulle sê laat u koninkryk kom en laat u wil geskied soos in die hemel net so op aarde. So die beeld wat ek kry is die koninkryk wat in die hemel is moet aarde toe kom. Nou in die hemel is die koninkryk perfek. Daar is niks uit sy plek uit nie. Alles is mooi. Nou hoe laat ons hierdie koninkryk aarde toe kom? Jesus Christus kom vervul dit, want hy is deel van die koninkryk. Hy kom aarde toe. Wat doen hy? Alles wat gebroke en stikkend is, wat hier op aarde is, kom maak hy heel. Alles wat leeg is hier op aarde, kom maak hy vol. Alles wat siek is, wie siek is, kom genees hy. Dit wat sleg is, kom maak hy goed. Jesus het gekom, hy die mense wat sonde doen, kom vergewe vir hulle sondes. Hy kom reinig hulle, hy kom maak hulle skoon. As jy vuil is, kom maak jy jou skoon. So die koninkryk bring hy aarde toe en hy kom verander die sleg en die mooi. Dan praat hy verder en hy sê, laat u wil geskied. In Lukas 22 vers 42. Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil laat wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Hierso kom verklaar Jesus en hy sê, God, my Vader in die hemele, laat u wil geskied. Ons as Christene is baie geneig om die stelling te gebruik. Ons het al daaroor gepraat ook, dat dis maklik vir ons om te sê, maar dis die Here se wil. Dis God se wil vir my lewe. Vir alles iets sleg gebeur, of as iemand iets slegs teenoor jou gedoen het, is dit ook baie maklik om te sê, die Here se wil sal geskied. Gebruik 'n voorbeeld. Dis eintlik 'n baie eenvoudige voorbeeld. Hierdie man, hy is die een oggend, dis 'n Sondagoggend, verslaap hy's baie laat en hy staan op en gryp net die nodige goed en hy klim aan die kar en hy jaag kerk toe. Op pad kerk toe besef hy het sy Bybel vergeet, hy het sy vrou ook vergeet. Hy kom hier by die kerk aan, sy parkering is gevat, want hy's laat. Hy moet nou heel agter gaan stop. En nou, dat sommer in daai oomblik sê hy, die vyand is lustig vandag. En hy's op pad kerk toe, hardloop eintlik kerk toe en op pad kerk toe wil hy net omdraai en kyk, hy weet nie of het hy die kar mooi gesluit nie en hy sluit hom sommer so in die hardloop en hy draai weer terug om in te gaan en soos hy terugdraai, is daar nou een van 'n stoel waar hy gestaan het en hy trip oor hierdie stoel en hy en hierdie tannie is aan mekaar vas en dis koffie en bekers op die grond. En eintlik wat ek wil sê is hy staan op en hy sê maar dis die wil van God vir my lewe vandag. En die tannie vra vir hom, is jy alright? En hy sê, jammer tannie, ek weet nie wat is dit vandag met die Here nie, dis die Here se wil. Al wat gebeur het is, hy die vorige aand vergeet om al 'n wekker te stel vir die volgende oggend en alles is gejaag. En al wat hy doen is, hy draai dit na die Here toe. En ek dink ons doen dit ook baie, hy draai dit na die duiwel toe ook, maar ek dink ons as mens doen dit ook baie. Ek dink as ons praat van die wil van God, moet ons versigtig wees wat ons sê. Ons gaan kyk na die volgende een, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou toe ek hierdie lees, was dit die eerste ding waaraan ek gedink het, is Jesus wat in die woestyn was, toe hy versoek was, waar die duiwel na hom toe kom en hy sê vir hom, maar kyk, sien jy hierdie klip? Jy het lank terug geëet, hoekom? Jy is die seun van God, vat hierdie klip, maak dit brood vir jou vlees. En Jesus het vir hom gesê, 'n mens lewe nie net van brood alleen nie, maar van die woord van God. En hoekom ek hierdie nou sê, dit kan wees, ek wil nie hierdie ding uitverklaar of probeer ontleed nie, praat hulle spesifiek van fisiese goed wat ons nodig het, as ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood,
of is dit meer 'n geestelike ding? En dit maak nie saak wat jy glo nie. Daar's een ding wat vir my ooreenstem, en dis die afhanklikheid van God. Jesus wat bid en sê, Here, gee vandag my daaglikse brood. So as dit fisies is, jy het sekere goed nodig, maar wie is jou voorsiener? As dit geestelik is, wie is jou voorsiener? En ek vat hom bietjie verder, en dis iets wat ek gevoel het, ek wil graag deel, en dit gaan vir my oor die tyd wat Jesus in daai woestyn was, daai 40 dae waar hy versoek was, waar die duiwel ook na hom toe gekom het, en hy het vir hom gesê, maar sien jy hierdie koninkryk? Buig neer, aanbid my, en ek gee hierdie koninkryk vir jou. En Jesus het in daai oomblik, hy was mens, dit is die begeerlikheid van die oë. Kon hy ingee? Ja, hy kon, maar hy het nie. In daai oomblik was hy so afhanklik van God, die Vader. Hy het geweet die koninkryk, dis nie sy tyd nie, hy het geweet die koninkryk is nog nie myne nie. Hy het daai afhanklikheid nodig van die Vader. Selfs met die ander versoeking ook, waar hy op die punt van die berg gestaan het en hy kon afspring en die duiwel het gesê, my engel sal maak dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Hy was afhanklik van God in daai oomblik, gee my moed, gee my krag om hier om te draai. Dis nie die wil van U nie. Selfs met die brood, hy was honger, sy vlees het dit nodig gehad, maar die afhanklikheid van God, dit wat hy net nodig het, weet hy God sal vir hom gee in daai oomblik. Die 4de ene kyk ons na en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Jy sien dwars deur Jesus se lewe, hoe hy mense vergewe het. En dis mense wat op die verkeerde pad was. Dis mense wat prostituie was. Dis mense wat tollenaars was. Dis mense wat op die verkeerde pad was. Hulle het verkeerde dinge gedoen en hy het hulle vergewe. Hy het tot die mense vergewe wat hom aan daai kruis vasgeslaan het met spykers. Wat op hom gespoeg het, wat op hom geskree het, wat hom geslaan het met 'n sweep. Toe hy aan daai kruis hang, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou los dit ons ook met die vraag, in ons gebed, vergewe ons. Ons is ook sondaars. Niemand van ons is perfek nie. Maar hoe verwag ons dat God, die Vader, ons moet vergewe? As ons nie die mense kan vergewe wat ons elke dag kruisig nie, wat elke liewe dag ons naam sleg maak, elke liewe dag op ons spoeg, skree. Dis meer emosioneel, maar as ons nie vergewe nie, hoe verwag ons dat die Vader ons moet vergewe? En Jesus het dit vir ons kom wys. Hy het kom wys, hy vergewe. Hy vergewe soos die Vader hulle vergewe. Die 5de een kyk ons en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En uit is die voorbeeld Jesus wat versoek was in die woestyn. Hy het oorwin deur om God se woord te gebruik as 'n swaard. Jesus sê ook in Johannes 17 vers 15, hy het gebid vir die disippels se beskerming teen die bose. Jesus het die dood oorwin, Jesus het die hel oorwin, en Jesus het die vyand en die magte oorwin. Hy was dood en hy het opgestaan, dood is oorwin. Hy het hel toe gegaan, hy het die vyand oorwin daar. Omdat ons in hom is en hy in ons is ons meer as oorwinnaars. Ek gaan nou verder kyk na daai en ons is by die 6de een, volgende slide, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So daai deel is nie in die ander vertalings nie, ons gebruik hierdie 53 vertaling.
Ons gebruik die 53 vertaling en daai laaste deel is in die 53 vertaling, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Jesus Christus kom vervul daai, kom wys dat hy is koninkryk, hy is krag en hy is heerlikheid. Openbaring 19 vers 16. En hy wat op sy kleed, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van konings en die Here van heres. Die krag, na sy opstanding het hy gesê, aan my is die mag gegee, aan alles wat in die hemel is, alles wat op die aarde is, die krag. En die heerlikheid, Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van 'n eersgeborene, wat van sy Vader afkom, vol genade en vol waarheid. So kom ek gaan terug. Ek vra vir die Here, waaroor moet mens praat as ons gaan kyk na die Onse Vader? En die Here sê, bid net die Onse Vader. Ons leer van kleins af dat hierdie is 'n gebed wat jy elke liewe dag moet sê. Dis 'n daaglikse ding. Ek vra jou vanoggend, bid jy die sekere gebed? Of voel jy dis net 'n herhalende gebed en daar's niks krag in daai gebed nie? Daar's 'n rede hoekom Jesus Christus gesê het, bid hierdie gebed. Daar's krag in dit. Kan jy in 'n situasie wees in jou lewe waar die gebed nie van toepassing is nie? Kan jy in so groot krisis wees dat hierdie gebed nie gaan werk nie? En dan gaan ons terug na Jesus. Hy het dit nie geleer nie, hy het dit geleef. Miskien, ek weet nie wat se plek jy in jou lewe is nie. Maar kan ons na die Vader toe gaan en sê, Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dit gaan sleg met my, dit gaan sleg op aarde. Ek's nie op 'n goeie plek nie, maar laat U naam geheilig word, want dit gaan oor U. Laat U koninkryk kom. Here, ek's gebroke, ek is siek. Here, ek het genesing nodig. Ek bid en ek vra, laat U koninkryk kom. Maar laat U wil geskied. Here, ek weet U stuur my in 'n rigting en ek wil dit nie doen nie, maar laat U wil geskied, soos Jesus gesê het. Dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor Vader. Ek's bereid om dit te doen, Here. Gee my vandag my daaglikse brood. Vader, U weet presies wat ek vandag nodig het. Ek dink so aan 'n kind wat skool toe moet gaan. Sy ma pak vir hom 'n kosblikkie. As hy weet, dit is wat hy het net vandag tot 2 uur, hy of sy het net tot 2 uur klasse en dan kom hulle terug. Hy pak net genoeg vir daai sekere oggend of dag. Miskien het 'n ander dag het hy cricket na die tyd en dan het hy studieklas, sy ma sit vir hom 'n bietjie meer in. Sy weet dis wat hy vandag nodig het. Ek dink daai daaglikse brood verskil, want in die Lukas vertaling sê dit spesifiek, gee my elke dag my daaglikse brood. Nou as ek lees daaglikse brood, dink ek dis elke dag, maar daar staan elke dag my daaglikse brood. So Here, ek kom en ek vra Here, gee my vandag my daaglikse brood, dit wat ek nodig het. Ek het nie meer nodig nie, dalk is daar iets wat my oë begeer. My oë begeer dit, Here, maar ek het dit nie nodig, gee vir my wat ek nodig het vandag. Dalk is begeer my vlees iets, maar Here, gee vir my asseblief my daaglikse brood, gee wat ek nodig het vir my vlees vandag. En Here, vergewe my skulde. U weet waar ek staan in my lewe, op watse plek ek is. Here, vergewe my, soos ek ook my skuldenaars vergewe. Here, ek wil nie hierdie persoon vergewe nie. Here, ek sukkel, maar ek gaan vergewe, want Here, ek wil hê jy moet my vergewe. Ek het baie foute, maar Here, ek sal vergewe, maar asseblief vergewe my, Here. En lei my nie in versoeking nie. En verlos my van die bose.
Here, ek wil op U pad wees. En Here, die Satan, die vyand kom stel die strikke en die struikelblokke. Here, lei my dat ek nie op daai pad gaan nie. Here, kom verlos my, kom lei my. Die duiwel maak planne en die oomblik wanneer jy bid, gaan God vooruit, saam sy engele, en hulle gaan breek daai strikke, dat jy nie eens daardeur hoef te gaan nie. Want Here, kom verlei my, kom verlos my, en lei my nie in versoeking nie. Want Here, aan U behoort die koninkryk, aan U behoort die krag, aan U behoort die heerlikheid, tot in ewigheid. En wat die voorreg is dat ons vandag kan doen, ons kan net die gebed verander in die einde. In plaas van net sê amen, sê ons in Jesus naam, amen. Want Jesus het hierdie kom leef, nie net geleer nie. So in hierdie volgende tyd, ons gaan 'n lied speel. Dit is the Lord's Prayer. Ek wil hê, vat jou blaadjie en jou pen, as daar enige iets is, wat jy vanoggend vir die Here moet gee. Miskien voel jy's honger, jy het daai daaglikse brood nodig. Miskien voel jy daar's vergifnis nodig. Miskien voel jy skuldig, die Here moet jou vergewe. Skryf dit neer. Miskien wil jy, Here, laat die koninkryk kom. Laat U koninkryk kom. Maak nie saak wat dit is nie. Maar gee dit vir die Here. Want die Here hoor ons gebede en hy sê, vra en jy sal kry. Want wat se vader sal vir sy kind 'n klip gee wanneer hy vra vir 'n brood? Wat se vader sal vir hom 'n slang gee wanneer hy vra vir vis? Dis nie die Vader werk nie. Maar die Here wil hê ons moet vra, want ons moet kommunikeer. So hy lied kan speel. Nuwe lidmate op. Jomar deploy. Janko Ferreira. Ek sê Vrydag aand, dit klink soos 'n prysuitdeling as ek hulle so 1-1 oproep. Piet Leroux. Andrei Marie. Lana Odendaal. Dominique Rosberg. Nylie Weatherspoon. Dan wil ek ook vra dat Dominee Piet en Dominee Leroy ons op die verhoog sal. En dan voor ons oorgaan na die nagmaal lees ek vir ons Johannes 6 vers 47 tot 58. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So kom ons gebruik saam nagmaal. Kom ons vat die brood, soos wat Jesus gesê het, ek is die brood. Dit is my liggaam
En dit is die liggaam wat aan die kruis vir ons gesterf het. Kom ons eet saam. En Jesus het die glas opgelig. En hy het gesê, hierdie is my bloed. Die bloed wat vir ons gevloei het en ons sondes kom skoon was het. Kom ons drink saam. Vriende, baie dankie. Ek gaan vra dat ons vir hulle sal saam bid. So sommer net of jy sit of jy net jou hande sal uitsteek na hulle toe, dan bid ons die Here se seën oor hulle af. Here, so baie dankie dat ons as gemeente vandag die seën kan bid oor hierdie nuwe lidmate. En my gebed is, Here, dat vandag ook regtig net 'n begin in hulle lewe is. 'n Begin van 'n verhouding met Jesus wat sal groei en groei en groei. Dat dit sal vrug dra, Here. Dat hulle 'n voorbeeld sal wees van wie Jesus is. Dat hulle soos Jesus ook hierdie gebed wat ons vandag gehoor het, Here, dit sal uitleef. En Here, ons bid die rykste seën oor hulle lewe en hulle toekoms. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie Here dat ten spyte van al die kommer en moeilike situasies dat ons nog steeds na U toe kan hardloop vir hulp. En dankie Here dat al weet ons nie altyd wat om te bid daardie dag nie, dat U nog steeds in ons harte kan kyk en lees wat ons wil sê. Nog steeds vir ons gee dit wat ons benodig het. Baie dankie Here Jesus dat U ons almal dra, ons elkeen mooi gemaak het en ons elkeen uniek gemaak het. Dat ons elkeen 'n doel het al sien ons dit nog nie raak nie. Asseblief Here, as enigiemand seer het in hulle harte, gaan saam met hulle, ondersteun hulle en help hulle asseblief Here. Gaan asseblief saam met elkeen van ons huis toe, sodat ons veilig by die huis sal aankom. Baie dankie Here Jesus vir elke ding wat U vir ons gegee het in ons lewe en elke keer wat U by ons gestaan het. In Jesus se naam. Amen. Ek spreek hierdie seën uit. Ek spreek hierdie seën uit. Here sal julle seën en julle beskerm. Here sal tot julle by redding kom en julle genadig wees. Here sal julle gebede ken en julle verheerlik. Dankie.